Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou vandag hier op Straatwys vier ons so 'n bietjie fees, want aanvanklik wat aanvanklik net 'n eenvoudige uitdaging was, het iets besonders geword. Want iemand het my uitgedaag om 90 dae in 'n ry elke dag 'n video te maak en te post. Net 90 dae. En toe sonder dat ek dit eers besef het, toe word dit 180 en vandag staan ons op 270 dae. 90 maal 3. En ek wil vir elkeen van julle sê baie dankie. Dankie dat jy saamgestap het. Dankie vir elke boodskap, vir elke luister, vir elke share, vir elke oomblik wat julle hierdie reis saam met my gestap het. Want uiteindelik gaan Straatwys oor een ding. Niemand van ons het die antwoord nie. Niemand van ons ken die waarheid 100% nie. En ons is saam op reis. Maar klein wyshede in die lewe is daar van baie wat ons by mekaar kan leer. En dan een van die grootste in die lewe is hierdie. Mense verander nie totdat die pyn van dieselfde bly groter word as die pyn om te verander nie. Ons almal weet, daar is dinge wat ons moet verander. Ons weet, ons moet meer beweeg en meer oefen. Ons weet, ons moet gesonder eet. Ons weet, ons moet mooier en beter praat met die mense vir wie ons lief is. Maar ons doen dit nie altyd nie. Hoekom? Want verandering voel moeilik nou. Maar die lewe werk met 'n baie eenvoudige reël. Die lewe is of maklik nou en moeilik later, of moeilik nou en maklik later. Alles het konsekwensies. As jy kies vir maklik nou, betaal jy later die prys. Jy sit dalk op jou foon en jy skraal en stream en sit op die bank en dit voel lekker nou. Maar môre of volgende week is jou, omdat jy nie gaan oefen het nie, is jou liggaam dalk stywer en jou energie is minder en jou beweeglikheid is swakker. Jy sit dalk en jy besef, maar jy was in daardie tyd wat jy hierdie goeders gedoen het, kon jy gelees het, of jy kon werk ingehaal het, of aan e-mails gewerk het, en nou moet jy op 'n manier inhaal, en nou word dit moeilik, want nou is jy skielik onder druk. Maklik nou, moeilik later. Jy kies dalk ook vir kitskos, want dit is vinniger en makliker, maar later jare betaal jou liggaam die prys, wanneer jou gesondheid begin ingee, of die vetrolletjies rondom jou middel gaan sit. Maklik nou, moeilik later. Selfs in verhoudings werk dit so. Dis maklik om wanneer jy kwaad is vir jou partner, hulle net eenvoudig af te jak. Dis maklik om daardie woorde uit te gooi. Maar later is dit moeilik, want nou moet jy gaan damage control doen. Nou moet jy gaan regmaak. Nou moet jy gaan herstel wat jy gebreek het. Maklik nou, moeilik later. My twee seuns het my jare terug iets hiervan geleer. Want wanneer hulle van die skool afkom, het hulle twee verskillende maniere gehad van dinge doen. Die een het altyd gesê, hy wil eers net 'n bietjie rus. Hy wil eers ontspan, bietjie op sy foon speel, 'n bietjie buite gaan speel, bietjie asemhaal, en dan sal hy later sy huiswerk doen. Die ander een het presies die teenoorgestelde gedoen. Hy het sommer dadelik sy huiswerk uitgeruk en gesê, kom ons kry dit klaar. En wanneer dit klaar was, dan was sy hele middag vry en makliker. Dis toe dat ek besef het, baie van ons doen presies dieselfde dinge met soveel goed in ons lewe. Ons kies die maklike ding nou. Ons sê vir onsself, ek sal maandag begin oefen. Ek sal later gaan regmaak. Ek sal later daardie goeie gesprek, daai moeilike gesprek hê. Ek sal later begin. Maar later kom altyd met 'n rekening. En daardie rekening is baie keer duurder as wat ons gedink het. Nou dis die snaakse ding. Daar is eintlik ongelooflike vryheid daarin om die moeilike dinge eers te doen. Dit lyk onlogies. Ja, want dit vat energie, dit vat dissipline, dit vat spanning, dit vat ongemak. Maar wanneer dit klaar is, raak die res van jou dag ligter. Die spanning verdwyn, die druk verdwyn en jy kan weer eens gaan asemhaal. Ons is amper soos daardie geestelike beginsel wat die Bybel ons leer, wat sê, wat jy saai, sal jy maai. Die keuse van vandag word die werklikheid van môre. So miskien is die vraag vandag eenvoudig hierdie. Waar kies jy nog die maklik nou en stel die moeilik uit vir later? En waar kan jy begin kies vir die moeilik nou, maar die maklik later? Want soms lê die grootste vryheid van die lewe in die ander kant van 'n moeilike besluit. En wanneer jy daardie moeilike dinge eers begin doen, eers aanpak, dan ontdek jy iets wonderliks. Jou lewe raak definitief nie perfek nie, maar dit raak ligter, dit raak makliker. En dit, my vriend, dit is Straatwys. Baie dankie dat jy saam met my gestap het. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.